Hey, goeiemôre julle. Ek hoop elkeen het 'n lekker warm koffie gehad, het julle koffie gekry. Dit is heerlik om julle te sien. Ons gaan vanoggend begin sommer met 'n lekker ou lied. Doen slegs U wil, Heer. Jy's welkom om saam te sing. Sê vir iemand langs jou, welkom. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my. U potte bakke met my die klei. Vorm my en maak my net soos U wil. Op U bly wag ek, nederig en stil. Hou my gewillig onder U hand, lei my emosies, krag en verstand. U wil ek dien, Heer. U wil ek vrees. U weet die beste. U moet terugkeer. Hou my gewillig onder U hand, lei my emosies, krag en verstand. U wil ek dien, Heer. U wil ek vrees. U weet die beste. U moet terugkeer. Baie dankie Lisa, kan ons wel 'n lekker hande klap gee, ons drie pragtige dames. Die ou goedjies wat al baarde het, hulle werk baie mooi. Ek praat nou van die liedjies, né? Dis dan maar net wonderlik en ek verdiep my sommer in die mooi daarvan. Het jy al agtergekom, miskien het dit al met jou gebeur, ons sit vanoggend daar in 'n kringetjie en ons praat van lekker kos. Bacon, eiers, samp, curry. En dit was binne 'n paar oomblikke toe's almal honger. En almal is lus en sê hou net op praat van kos. Vanoggend is my gebed dat die praat en die sing van die woord jou so 'n honger en 'n begeerte na Jesus sal gee, dat al jou aandag, al jou fokus vanmôre net op hom sal wees. Gaan jy dit probeer? Net vir 'n oomblik, dis koud daar buite. Party ouens het besluit om in te lê en die ander is almal hier. En jy is nou hier, gebruik dit. Hulle het so 'n wonderlike set wat hulle gaan sing vanoggend en liedjies met betekenis.
Stel jouself in, sit jou fokus op Jesus Christus en kom loof hom met jou hele hart. En dan wil ek jou waarborg hier in Pinkstertyd, wat kan gebeur wanneer ons in eenheid saam die Here groot maak. Ok, ek mag nie nou preek nie. Amen. Dis die einde van my gesprek. Baie hartlik welkom. Ons kinderkerk gaan vanmôre weer pragtig aan met hulle troeteldiere reeks en vanoggend leer hulle by die vissies. En hulle leer by die vissies oor wonderwerke. Die visse het nie eens geweet wat hulle tref toe hulle vermeerder word nie, maar so hulle leer oor vissies, ouers kan vir hulle vra daaroor en ons jeug tydens die boodskap gaan hulle uit en hulle leer Jesus 101, Jesus as die groot geneesheer. As jy op die WhatsApp groepie van Harmonie is of daarop wil wees, hierdie week sal daar elke aand 7 uur vir jou 'n Pinkster boodskap geplaas word deur François, baie dankie daarvoor die res van die week. Dan donderdagoggend is dit weer ons manne wat bymekaar kom. Hierdie week donderdagoggend 5 uur het ons die trekklavier daar gehad en hierdie manne het so mooi gesing dat dit geklink soos die Walliese mannekoor. En hulle besluit toe maar die gemeente moet hoor hoe hulle sing. So julle moet nou maar kom uitluister. Dis nou of Vadersdag of die naweek daarna gaan die Walliese mannekoor, gaan die manne van Harmonie gemeente gaan dan vir julle 'n lied kom sing. So wees gereed daarvoor. Dan vanoggend wil ons ook François met sommer gou vir my nader. Hier is François. Werner, hy gaan sommer op hierdie mic ook praat. François gaan vanoggend ook net ietsie meer deel oor ons klein groepe, ons selle by Harmonie. Ek gee gou vir hom aan die woord. Dankie Hugo. Die selgroepe vorder mooi, maar dit vorder nog nie vir ons vinnig genoeg nie. En ons weet daar is belangstelling. So ek wil net gou 'n paar goed aan julle aandag bring. Henko Jacobs. Henko, is jy hier vanoggend? Hy het gesê hy gaan nie wees. Ek het hom nou nog nie gesien nie. Henko Jacobs het 'n huis in Oakdale in Bellville wat hy beskikbaar gestel het. Maar hy sê hy kan nie hy voel nog nie gemaklik om dit self te lei nie. So ons is eintlik dringend op soek na selgroepleiers. Jannie en Frida Jonk, hulle het ook 'n selgroep. Hulle is 3 egpare wat bymekaar kom wat min of meer dieselfde ouderdom is, so sê maar middel 60s. So as daar nog mense in daai ouderdomskategorie is wat belangstel, hulle is ook in Bellville omgewing, dan kan julle vir my laat weet. Almarie en Leon, waar is hulle? Hulle is ook nie vanoggend hier nie. Siek. Ja, okay. Hulle het 'n huis beskikbaar gestel in Soneyke in Kuilsrivier. Nou Sean en Marianne, ek dink julle gaan klaar vir hulle join hè. So daai selgroep moet ons nou ook mense voorkry. En dan daar's 4 bestaande selgroepe. Henny, waar is Henny? Henny het 'n selgroep in Delhay, daar steek hy sy hand op. Henny, kan jy nog mense vat? Jy kan. Ek weet Arno Earl in Brackenfell het vir my gesê hy is vol. My selgroep het 16 mense ook in Soneyke. So ek sal eerder wil aanpas nou na Almarie en Leon toe as ons kan. So daar is baie beweging aan die gang. As jy by 'n selgroep wil aansluit, asseblief, daar's 'n klipbord in die voorportaal. Skryf jou naam, jou kontakbesonderhede. Ek sal vir jou kontak en hoor waar ons jou kan plaas. En dan maak ons dit gebeur. En as jy voel jy kan 'n groep lei, skryf dit ook daar vir my asseblief. Baie dankie, Hugo. Baie dankie. So ek dink die belangrike om te weet is praat met François as jy belangstel om ergens by 'n klein groep betrokke te raak en hy sal jou help om die naaste beste plek te vind waar jy gemaklik is. Dan nog net so 3 sake wat ek onder jou aandag moet bring. Eerskomende naweek bedien ek oor ongemaklike Pinkster en ons gaan 'n bietjie, ek wil nou eintlik sê awkward gesprekke hê uit die woord rondom Pinkster. So moenie eers komende naweek misloop ongemaklike Pinkster en dit is ook Pinkster Sondag, so daar's nie 'n beter Sondag om daaroor te praat as eerskomende Sondag nie. Dan die Sondag daarna, baie belangrik, asseblief maak 'n mental note, dan is Lindy Strydom hier. Dit is ook Vadersdag en dit is ook Jeugdag en Lindy kom ons bedien die Sondag die 15de Junie en as jy haar so 'n bietjie volg kan jy agterkom, sy is 'n wonderlike gees geïnspireerde spreker wat die Here baie pragtig gebruik. Dit is 'n lang naweek, maar ons het alles in ons vermoë gedoen dat jy al jou planne wil kanselleer en hier wil wees, want behalwe van dat dit Vadersdag is en daar's ietsie vir die paas, het ons gedink ons moet nou nog ietsie kry wat lekker is. So as jy nou daai 15de hier is en jy stap by die deur uit, is daar nog vir elke oue pannekoek ook.
Jy sien, ja. Mense kan sê, daar word gepreek en dan sê niemand, en sê pannekoek, en sê almal, So, okay, die 15de is Lindy stryd om hier, en dan die Sondag daarna, dis my laaste een, die 22ste is dit ons sop buffet dag, sop en brood, amper sê ek sherry, sop en brood. So al wat jy doen is, jy koop jou kaartjies is daar agter beskikbaar, of jy kan net oor betaling gunsgenote, en dan sê jy sop van 'n Merwe 7, en jy betaal 7x50. En daai dag stap jy hier deur, of in die lang gang deur met jou koppie, en jy proe van biltongsop tot bloukaas-sop tot boontjiesop, wat daar ook al is. Baie dankie vir almal se ondersteuning, ons soppotte vorder mooi, dis die 22ste. Dis 'n klomp goeders om te onthou, jy kan alles in die gemeente e-pos kry of op ons webtuiste gaan loer daarna. Ons het nou geleentheid om ons offergawe, dankbare harte te gee, so sê asseblief daarvoor sal voorberei, en dan sal Paul en die span by u verbykom. Baie dankie, jy kan ook jou QR codes gebruik wat op die blikkie is. Baie dankie. Of verlede week, ek het eintlik al baie by wyse van gesprek, het 'n goeie vriend vir my vertel van Dominee Jannie. Dominee Jannie en ek is amper ewe oud, en nee, hy is bietjie ouer as ek. Hy werk al soveel jaar vir die Here, en ek het vir hom gevra, wil jy nie net hierdie diens gou vir ons kom open? Hy moet dan gou hallo sê. Dominee Jannie, asseblief. Hallo. Julle kan sommer hoor, ek is 'n baie gehoorsame persoon. Hy het vir my gesê, ek moet net sê hallo. Maar jy sien, hy is bang. Want 'n dominee as hy opstaan, gaan sy mond oop. Julle weet mos. En een ding wat iemand vir my eendag gesê het ook, wie dominee, jy's daarin baie gelukkig nie. Jy kan vir my met 'n klip van die kansel afgooi, en ek kan nie teruggooi nie. Maar ons is so bly, jy weet, dat ek hier kan wees saam met u, familie van Jesus Christus, en is wonderlik om te hoor, want my hele gedagte is altyd, geloofbelydenis sonder geloofbelewenis beteken niks nie. Dit help nie vanmôre ek glo in God nie. Werk dit? Want Paulus waarsku vir ons. As ek nou teruggaan Johannesburg toe, wil ek juis met die gemeente praat daaroor. Ons moet vegters wees vir Jesus Christus. En ek wil vir u sê vanmôre, en u sal my saamstem, die grootste vyand wat ons het, teen wie ons veg, is wat? Die vlees. Dit sê Paulus ook, nie? Daarom moet ons in die gees wandel. En ek moet seker nou bid, nie? Ja. Kom ons bid net saam. Liewe Vader, dit is altyd so wonderlik as 'n mens net bewus word dat u oral sit u 'n saadjie wat u saai. Want elke persoon wat aan u behoort is 'n saad waardeur u woord saai. Oral waar ons gaan, die manier wat ons optree, hoe ons praat, dit is so wonderlik om net te weet, om onder die beheer te wees van die Heilige Gees, is die lewe wat u vir ons gegee het. En mag dit wees vanmôre, dat ons maar net bewus sal wees, dat u het gesê in die skrif ook, ons is u maaksel. U het ons gevorm. U het ons in Christus Jesus gemaak, sodat ons u werke kan doen, en daarin kan wandel. Seën ons vanoggend, dankie dat ons die dood kan herdenk, u wat ons reinig deur u bloed, u wat vir ons die ewige lewe gee, deur bereid te wees om vir ons te sterf. En dankie dat ons u lewe ontvang, wanneer ons na u toe kom. Dis u lewe wat ons laat lewe. Amen. Baie dankie Dominee Jannie, jy's pragtig, julle. Dankie om Jannie, kom ons staan en ons sing heerlik saam. Here leer my sin, as dit moeilik gaan, en ek
water kom en ek in storm staan. Wanneer swaan kry op my druk en ek in vlees wil skuil. As my denke my ontspoor en my hart weer moet verloor. Here leer my sin as dit moeilik gaan en ek voel verslaan. Here maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. Wanneer winde om my waai en ek dit voor my sien, wanneer teëspoed my bedreig en in my pad bly staan, as my denke my ontspoor en my hart weer moet verloor. Here leer my sin as dit moeilik gaan en ek voel verslaan. Here maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. Here leer my sin as dit moeilik gaan en ek voel verslaan. Here maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. Ek sal sing. Here leer my sin as dit moeilik gaan en ek voel verslaan. Here maak my hande los, U het my verlos, ek sal sing. If the Lord has brought you through the fire, right into a wide and open space, and if the Lord delivered you from darkness when He pulled your heart out of the grave, oh, if the Lord's been good to you, lift up your song, and if He saved you, healed you, then give Him your all. If you've seen His faithful hand through all of your days, if you've got breath in your lungs, then give Him your praise. And if the Lord has made you with compassion, though you have run after other things, and if the Lord has shown you His great mercy, if He's overwhelmed you with His grace, and if the Lord's been good to you, lift up your song, and if He saved you, healed you, then give Him your all. If you've seen His faithful hand through all of your days, if you've got breath in your lungs, then give Him your praise. If you've got breath in your lungs, then give Him your praise. Sing it in the morning, sing it in the evening. The Lord's been good to me. Sing it on the mountain, sing a little louder. The Lord's been good to me. Sing it in the morning, oh, sing it in the morning, sing it in the evening.
And if He saved you, healed you, then give Him your all. If you've seen His faithful hand through all of your days, if you've got breath in your lungs, then give Him your praise. If you've got breath in your lungs, then give Him your praise. Net die gemeente sing it in the morning. Sing it in the morning, sing it in the evening. The Lord's been good to me. Sing it on the mountain, sing it on the mountain. Sing a little louder. The Lord's been good to me. Sing it in the morning, oh sing it in the morning. Sing it in the evening. The Lord's been good to me. Sing it on the mountain. Sing a little louder. The Lord's been good to me. Oh, if the Lord's been good to you, lift up your song. And if He saved you, healed you, then give Him your all. If you've seen His faithful hand through all of your days, if you've got breath in your lungs, then give Him your praise. If you've got breath in your lungs, then give Him your praise. Ja, daar is niemand soos U, niemand soos U, want U alleen is God. Ja, daar is niemand soos U, niemand soos U, want U alleen is God. U is die rots wat ewig staan, naam bo elke naam, koning van my hart. U is die leeuw, U is die lam, sterke God van Israel, bruidegom wat kom. Ja, daar is niemand soos U, niemand soos U, want U alleen is God. Ja, daar is niemand soos U, niemand soos U, want U alleen is God. En as dit donker word om my, is U my lighuis, is U my lighuis. En as die storms om my woed, is U my anker, is U my vesting. Ja, daar is niemand soos U, niemand soos U, want U alleen is God. Ja, daar is niemand soos U, niemand soos U, want U alleen is God. U alleen is God. En as dit donker word om my, is U my lighuis, is U my lighuis. En as die storms om my woed,
Is U my anker? Is U my vesting? Is U my anker? Is U my vesting? Is U my anker? Is U my vesting? Here, dankie dat ons vanoggend weet, daar's niemand soos U nie. En dat U waarlik elkeen van ons in die holte van U hand vashou. En as ons baie keer nie rondom ons kan sien, Here, is dit dalk omdat dit so bietjie donker is in die middel van U hand. Want U hand omring ons. U los ons net nooit in die donker nie. Maar U is rondom ons. Dag in en dag uit. Wie is daar soos U, Here? Daar is niemand soos U. Ons prys U vanoggend. Terwyl ons as gemeente hier in die middel van U hand sit. Jy kan my jou sitplek inneem, ons gaan 'n laaste lied sing. There's a wind blowing all across the land, the fragrant breeze of heaven blowing once again. I don't know where it comes from. I don't know where it goes, but let it blow over me. And oh, sweet wind, let it blow over me. There's a rain pouring, showers from above. Mercy drops are coming. Mercy drops of love. Turn your face to heaven. Let the water pour. Let it pour over me. And oh, sweet rain, come and pour over me.
it burn over me. And oh, sweet fire, come and burn over me. Ek dink ek gaan net 'n bietjie later bid. Baie dankie Lisa en span. Die 3 dames het goed gedoen, nee, die oggend. Dit is soveel handjie. Ek wil net gou so 1 of 2 dingetjies sê wat ek vergeet het. Sonita, ek is so jammer. Steek jou hand op. Sonita het ook 'n selgroep vir enkellopende dames. So as jy 'n enkellopende dame is in die Bellville omgewing, Sonita, jy het nog plek, nee. Sy het nog plek vir mense. So neem net kennis daarvan ook. Hugo, ek het gedink ook aan jou sop. Onthou net om dit nie die aand voor die tyd te maak, hoor. Die biltongsoppie. Ons is op die Christenkalender, is ons nou in daai wagperiode, daai tyd tussen die hemelvaart van die Here Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Ons is nou in daai wagperiode. En ek wil vanoggend met julle 'n bietjie praat spesifiek daaroor en wat die uitstorting van die Heilige Gees vir my en vir jou beteken as kinders van die Here. Maar ek wil klem lê op iets spesifiek daarvan. Maar voordat ek my woord met julle deel, kom ons sluit gou die oë. Dominee Johannes het so mooi gebid. Ek kan niks byvoeg tot dit nie. Maar kom ons vra net die seën van die Here op sy woord vanmôre. Here, dit is werklik die begeerte van my hart vanmôre dat Pinksterdag, wat volgende Sondag is, nie net 1 dag op die Christenkalender sal wees, wat ons 1 keer 'n jaar vier nie, maar dit werklik 'n dag tot dag ervaring sal word, dat ons daagliks vervul sal word met u Gees, Here, want sonder u Gees in ons is ons eintlik maar niks nie, is ons heeltemal kragteloos, en beteken ons eintlik vir die Koninkryk van God niks nie. En op die dag van Pinkster, Here, het u gekom en het die kerk en het u die disippels kom toerus met krag, sodat hulle die taak wat u vir hulle uitgelê het, dat hulle geskik sou wees daarvoor. Kom in hierdie môre, Here, u is welkom in hierdie plek. Daar's so 'n mooi Engelse koortjie wat sê, Spirit of the living God, fall afresh on us. En dit is ons begeerte, Here, dat u vir ons vanoggend sal besoek en aanraak met die Heilige Gees. Amen. So, stel jou gou voor 'n kind wie se pa soldaat is. En hulle doen alles saam. Hulle gaan saam na die parkie toe, hulle slaap in die aand onder die sterre. Hy leer vir die kind visvang, hulle praat oor die dinge van die lewe. Hy vertel vir hom slaaptydstories. En dan een aand kom die pa na die kind toe en hy sê vir hom saggies, ek moet weggaan. Ek moet weggaan vir 'n lang tyd. Jy gaan my vir 'n lang tyd nie sien nie. Maar ek gaan vir 'n groter doel. Maar wees verseker dat jy sal nie alleen wees in die tyd wat ek weggaan nie. En die kind is verpletter, want hy kan nie verstaan nie, die enigste persoon by wie hy regtig veilig voel, sê nou vir hom dat hy moet weggaan en hy kan nie saamgaan nie. En hy kan nie verstaan hoekom hy nie kan saamgaan nie. En hy klou aan sy pa en hy huil en hy smeek hom, pappa asseblief, moenie weggaan nie. Nou, ek dink dit is min of meer hoe die disippels van Jesus ook moes gevoel het, toe hy vir hulle kom sê het, dat hy moet weggaan. Miskien het hulle nie geklou aan hom en gehuil nie, maar hulle was absoluut verslae gewees, en hulle kon ook nie verstaan het nie, hoekom moet Jesus nou weggaan en vir hulle alleen los? Maar ek wil my boodskap begin deur vir jou terug te neem. So 3 jaar voor daai onvergeetlike dag, daar in die boventrek in Jerusalem. En die toneel is Galilea in die noorde van antieke Palestina, dis natuurlik vandag Noord-Israel. En die Jode was daai tyd onder Romeinse heerskappy. Dit was 'n moeilike tyd vir hulle.
En vir honderde jare al het hulle uitgesien na die koms van hulle Messias. En dit is in hierdie tyd wat daar 'n man, die seun van 'n timmerman, aangekom het in die heuwels van Galilea, die Here Jesus. En hy het gekom met 'n spesifieke doel, en dit was om sy volgelinge, sy disippels, sy 12 apostels te kom kies. En in Lukas 6 vers 12 en 13 lees ons hoe Jesus die aand voor hy die 12 gekies het, teen die berg opgegaan het alleen en die hele nag in gebed voor God deurgebring het. Nou, ek kan in my geestesoog, miskien kan jy ook, ek kan in my geestesoog sien hoe staan Jesus alleen op die berg. Sy kleed so wapperend in die wind en sy oë opgehef na die hemel en dan fluister hy saggies, Vader, wys vir my hulle harte. Laat ek hulle met u oë sien, nie deur die oë van 'n mens nie. En dan dink ek, in sy geestesoog sien Jesus die disippels een vir een. Hy sien vir Simon Petrus, die impulsiewe visserman wat eers 'n ding doen voordat hy dink. Hy het mos Malkus se oor ook met die swaard afgeslaan. Die impulsiewe ou. En Jesus sien hoe hy stoei met die nette en hoe hy hom vererg vir die branders. En Jesus sien vir Lukas, die dokter, die wetenskaplike een. Hy sien ook vir Matteus, die tollenaar, wat deur sy eie volk verag word omdat hy vir die Romeine werk. En hy sien vir Thomas, ongelowige Thomas, die een wat alles bevraagteken en niks glo wat hy nie sien nie. En soos die nag aangaan, sien Jesus een vir een, wys die Vader aan hom, wie hy die volgende dag moet kies vir sy boodskappers op aarde. En dan in Markus 3 vers 13 lees ons, en dit gaan op die skerm wees, en hy het op die berg geklim en na hom geroep, die wat hy wou hê, en hulle het na hom gekom. En hy het 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek en mag te hê, om siekes te genees en die duiwels uit te dryf. Die disippels van Jesus was 12 gewone ouens. Trouwens, ek dink hulle was eintlik baie ongeskik vir die werk wat hulle moes gaan doen het. Hulle was nie bekwaam vir dit wat Jesus hulle voorgeroep het nie. Meeste van hulle was vissermanne. Ek dink Lukas was die mees geleerdste van hulle almal. En Matteus was 'n tollenaar. Maar dit was gewone manne wat geroep was vir 'n buitengewone taak. En dit was om die evangelie van Jesus Christus op aarde te kom vestig. En hier later in sy bediening, amper op die einde van Jesus se bediening, sê hy een keer vir hulle, julle het my nie uitverkies nie, ek het julle gekies, sodat julle vrug kan dra, en sodat die vrug by julle kan bly, sodat wat julle die Vader ook al vra, hy dit vir julle sal gee. En 3 jaar lank het hierdie manne saam met Jesus gewandel. Dink gou daaraan, wat 'n amazing voorreg dit nie moes gewees het nie. Hulle het saam met hom geloop, saam met hom in die veld onder die bome geslaap, saam met hom om die kampvuur gesit, saam met hom geëet. Hulle was daar met die bergpredikasie, hulle het gesien hoe hy siekes gesond maak, lammes, blindes, dowes, melaatses, hoe hy hulle aanraak, en hoe hy dooies uit die dood uit opwek. Hulle was by dit alles gewees. En hier kom Jesus op 'n dag en hy sê vir hulle, maar ek moet weggaan. En dink gou weer aan die kind wie se pa soldaat is. Die disippels se reaksie. En die disippels was verstom en hulle was verslae. En ons weet dit, want Jesus sê dit vir ons. Hy sê dit vir ons in Johannes 16. Dis gaan nie op die skrif wees nie. In Johannes 16 vers 16 sê Jesus, maar omdat ek dit vir julle gesê het, dat ek moet weggaan, het droefheid julle hart vervul. En die disippels was bedroef geweest, omdat Jesus moes weggaan. En Petrus het aan Jesus gevra, maar Here, kan ek nie saam met u gaan nie, ek sal my lewe vir u aflê. En Thomas het gesê, maar Here, ons ken nie die pad nie, as u nou gaan, hoe sal ons die weg vind? En die disippels het onder mekaar gepraat en gesê, ons het alles gelos vir hom, ons dierbares, ons families, ons vriende, ons beroepe. Ons het dit alles gelos vir hom, om agter hom aan te loop. En nou sê hy vir ons dat hy gaan weg. Maar Jesus voel hulle onsekerheid aan en hy sê dat hy hulle nie kan saamneem waar hy gaan nie. Hy sê ek kan julle nie saamneem nie. Maar ek gaan om julle plek voor te berei. En wanneer ek klaar vir julle plek voorberei het, sê Jesus, sal ek terugkom en julle neem sodat julle kan weet waar ek is.
En dan gee Jesus aan sy disippels hierdie pragtige belofte en vertroosting. Hy beloof vir hulle om hulle nie as wese agter te laat nie, as weeskinders nie. En hy beloof ook dat hy iemand in sy plek sal stuur, iemand wat hulle sal bystaan, wat hulle sal troos, wat hulle sal raad gee. Kom ons lees gou saam Johannes 14 vers 16. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. En vers 18, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Luister gou. Ek dink, toe Jesus dit aan die disippels gesê het, het hulle rustig geraak. Want vir die 3 jaar wat hulle saam met hom geloop het, het Jesus nog nie een keer iets gesê wat hy nie gedoen het nie. En hulle het hom geken aan sy karakter. As die meester vir ons gesê het, hy gaan iemand stuur, dan gaan hy dit doen. En sommer klaar daar, het die verwagting in hulle hartpos gevat. Daar is so baie wat 'n mens oor Pinkster kan sê. Ons weet dat die Heilige Gees vertroos. Ons weet dat hy raad gee. Hy is ons raadsman. Ons weet hy is ons advokaat. Ons weet hy herinner ons aan dit wat Jesus gesê het. Ons weet dat hy vrede gee. Maar ek wil vanoggend met julle iets spesifiek deel wat Jesus aan sy disippels gesê het, daar op die Olyfberg, net voordat hy voor hulle oë in die hemel opgeneem is. Luister gou Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Die boodskapvertaling sê, al wat julle hoef te weet is dat God met sy groot krag in julle lewe sal werk wanneer die Heilige Gees na julle toe kom. Is dit nie pragtig nie? Wat 'n pragtige belofte. En in hierdie tyd waarin ons nou is die disippels van Jesus in Jerusalem in die bovertrek en hulle wag om toegerus te word met dit wat hulle nodig gehad het om te doen wat Jesus van hulle verwag het. En dit is om die kerk van Jesus op aarde te vestig. En wat hulle nodig gehad het, was die krag van die Heilige Gees. Ek het hier so 4 bulletpunte geskryf, wat ek wil hê jy moet hoor. Pinkster is nie 'n geskiedkundige gebeurtenis nie. Dis 'n geestelike ervaring. Dis 'n geestelike werklikheid. Dis 'n goddelike uitnodiging om lewens te lei wat nie deur vrees of hulle eie aansigte aangevuur word nie, maar deur die krag van die Heilige Gees. Die tweede punt is, Pinkster was nie die einde van Jesus se bediening nie. Dit was die begin van my en jou bediening op aarde. Die Heilige Gees het nie gekom om ons te vermaak of ons vir 'n oomblik opgewonde te maak nie. Dit laat 'n mens dink aan so baie kerke en ek gaan nie eens daai rigting gaan nie. Hy het gekom om ons te bemagtig en om ons toe te rus en ons sy krag te gee sodat ons die kommissie, die groot kommissie van die Here Jesus kan vervul. Op Pinksterdag vier ons die oomblik toe die hemel op 'n kragtadige wyse met die aarde kennis gemaak het en die Heilige Gees neergedaal het en die kerk van Jesus Christus gebore is. En dit is wat Jesus bedoel het toe hy gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So, ek wil vanoggend net so vier kort gedagtetjies met jou deel oor die vervulling, oor die krag van die Heilige Gees. Die eerste punt wat jy moet onthou is, dat die uitstorting van die Heilige Gees, ek dink daar is 'n heading slide daarvoor as, die uitstorting van die Heilige Gees was die vervulling van 'n belofte. Dit het nie sommer net gebeur nie. Want net voordat Jesus van die Olyfberg af opgevaar het, het hy aan sy disippels gesê om na Jerusalem te gaan en daar te wag op die belofte van die Vader, die vervulling van die belofte. Handelinge 1 vers 4 en 5. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Nou, Jesus het geweet, op daai stadium, dat sy disippels nog nie reg was, vir die taak waarvoor hy hulle geroep het nie. En daarom het hy nie vir hulle gesê, dadelik, gaan uit en begin werk nie. Hy het vir hulle gesê, gaan wag, totdat julle met krag toegerus word. Hy hulle gee hulle opdrag om te wag, op die gawe wat die Vader beloof het, die krag van die Heilige Gees. Nou, baie kere is ons so angstig en gretig om te begin, en ons wil net uitspring en begin om die wêreld te bekeer.
En dit is goed, want dis waarvoor ons geroep is. Maar het jy al ooit regtig stil geraak? Sê, Here, ek wag dat U my toerus met U krag, want sonder U is ek eintlik swak en hulpeloos. Want wanneer jy die krag van die Heilige Gees in jou het, sal die Here vir jou op die regte tyd, 'n regte woord in jou mond lê. Hy sal vir jou wys met wie jy moet gaan praat. En ons kan dit nie doen sonder die leiding van die Heilige Gees nie. En dieselfde beginsel geld vandag nog. Baie van ons probeer God uit ons eie vermoëns uitdien. Maar ons beste poging sal ver te kort skiet. Want die Bybel sê, juis moenie op julle eie insig te staat maak nie. Vertrou op die Here. So Pinkster, volgende Sondag, herinner ons daaraan dat ons nie die krag hoef te vervaardig nie. Ons kan dit net ontvang. Dit is gratis. God se krag is gratis en hy's 'n waarmaker van sy woord. Sy belofte aan sy disippels en sy kerk bly dieselfde. God verwag nie van jou om alleen uit te gaan en die wêreld te gaan evangeliseer nie. Hy sê, ek stuur my Gees saam met jou. Hy het beloof dat hy ons van krag sal voorsien. En hy voorsien ons om dit vir 'n spesifieke taak. Nou kan ons vra, maar wat is die taak? Wat is my taak as 'n kind van die Here? Is dit om kerk toe te gaan? Is dit om Bybel te lees? Is dit om te bid? Dit is alles sekerlik deel daarvan. Dit hoort by 'n kind van die Here. Maar kom ons luister gou, wat is die taak wat die Here Jesus spesifiek vir sy disippels gesê het? Die tweede punt, soos jy daar's 'n heading slide daarvoor. God het sy Gees met 'n bepaalde doel op die disippels uitgestort. 'n Bepaalde doel. God het aan die disippels en sy liggaam, ek en jy, wat bely om kinders van die Here te wees, sy krag gegee met 'n bepaalde doel. En ons vind die doel in Handelinge 1 vers 8. Luister gou. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Julle sal my getuies wees. Matteus 28 vers 19. Die ander, dit sluit aan daarby. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En daar is ons 2 opdragte. Gaan wees my getuie, gaan maak disippels. Dis waarvoor God die krag op die disippels uitgestort het. Ek lees gou vir jou 'n paar voorbeelde van hoe die krag van die Heilige Gees in die bediening van die apostels gewerk het. Handelinge 6 vers 10. Maar hulle kon die wysheid en die Gees waardeur hy, dis nou Stefanus, gespreek het, nie weerstaan nie. Stefanus het gespreek met die wysheid wat die Heilige Gees aan hom gegee het. 1 Korintiërs 2 vers 13. Daarvan spreek ons ook nie met die woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar die wat die Heilige Gees leer. Nog 'n voorbeeld, Handelinge 16 vers 7. En toe hulle, dit is Paulus en Timoteus, by Missie kom, het hulle probeer om na Bithynië te gaan, maar die Gees het hulle nie toegelaat nie. Die Gees lei vir hulle om nie na 'n sekere plek toe te gaan nie. Laaste voorbeeld, Handelinge 4 vers 8. Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle. Ek hoef nie verder as dit te lees nie. Hy praat hier met die Joodse raad, nadat hy in gevangenis geneem is, in die gevangenis gewerp is, en Petrus praat met hulle, en die woord van die Here sê, hy praat met hulle, vervul met die Heilige Gees. En dis hoe die Heilige Gees vir my en vir jou help, om sy getuies te wees. Die Heilige Gees het aan elkeen van hierdie voorbeelde wat ek nou gelees het, elk van hierdie persone, of dit nou Petrus of Paulus of Stefanus was, het hy het vir hulle gesê wat om te sê, wanneer hulle moet sê, waar hulle moet gaan en wat hulle moes doen. En dit is presies wat die Heilige Gees ook in my en jou lewe wil doen. Die krag van die Heilige Gees is nie vir status of vir persoonlike gewin nie. Dis om die groot kommissie, die opdrag van die Here Jesus Christus te vervul. Pinkster was die begin van die kerk se missie om die hele wêreld te bereik. En jy's nie alleen nie, dieselfde Gees. Want baie kere sê 'n mens baie keer, ek voel ek is nie reg nie, ek is onbevoeg, ek weet nie genoeg nie, ek ken nie die skrif goed genoeg nie. Al as jy die skrif nie goed genoeg ken nie, lees dit. Maar weet verseker dat as jy uitstap en die Here stuur vir jou, dan is jy nie alleen nie. En hy stuur vir ons en hy bemagtig ons om die evangelie te verkondig,
om Christus te reflekteer, dat die wêreld vir Jesus in ons kan sien, om ons lig te laat skyn op donker plekke, en om vir mense lief te wees, wat nie maklik is om vir lief te wees nie. Ek het gesê, hierso die onbeminlike, ons almal ken sulke mense, dit is nie maklik om vir hulle lief te wees nie, want hulle is net plain moeilik, hulle wil altyd dwarstrek. Woord van die Here sê, wees lief vir hulle, wees lief vir hulle. Jesus het gesê, wees my getuies. Van Jerusalem tot Judea, Samaria, die uiterste van die aarde. Wees my getuies in jou eie huishouding, in die straat waar jy woon, in jou buurt, in jou omgewing, daar in jou werksomgewing. Wees my getuies. God se missie begin waar jy is, maar dit eindig nie daar nie. Jy moet dit verder vat as dit. Jy moet dit verder vat as dit. Toe die disippels die Heilige Gees ontvang het, was daar 'n duidelike bewys. Derde punt, ek dink daar's 'n slide, so hy's. Die derde punt van die krag van die Heilige Gees. Toe die disippels die Heilige Gees ontvang het, was daar 'n duidelike bewys. Kom ek lees vir jou Handelinge 2 vers 1 tot 4. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. Nou, toe ek hierdie punt by my preek byvoeg, toe weet ek sommer, het ek nou vir my 'n tamaletjie veroorsaak. Hierdie is 'n moeilike ene. Want gewoonlik vra mense, is die spreek in tale die enigste bewys dat ek die Heilige Gees ontvang het? Nou, kom ek sê gou vir jou, dit hang af van wat se denominasie jy ook is, want party glo ja en party sê nee, en ek gaan nie daai vraag vir jou antwoord vanmiddag nie, ek is jammer, of vanoggend nie. Maar Paulus sê dat ek praat eerder, en ek paraphrase nou, hy sê ek praat eerder 12 woorde in 'n gewone taal as duisende in 'n vreemde taal. En niemand, hy sê, laat mense my eerder verstaan, as wat hulle my nie verstaan nie. Maar, luister gou verder, ek het nog nie 'n standpunt gemaak nie. Die bewys van die Gees se krag vir my, was nie net in die tale nie. Sekerlik was dit. Natuurlik is spreek in tale 'n bewys van die Heilige Gees. Maar vir my was dit nie die enigste bewys nie. Die grootste bewys vir my was die verandering wat in die disippels plaasgevind het. Die transformasie wat daar was. Petrus, dieselfde ou wat net 'n rukkie terug vir Jesus 3 keer verloon het. Hy spring op en hy begin vrymoediglik te preek en 3000 mense kom tot bekering. Paulus, ek wil net gou my skrifgie kry, Handelinge 9. In Handelinge 9 lees ons hoe Paulus op die pad na Damaskus radikaal tot bekering kom. Onthou, hy was 'n vervolger van die Christene gewees. Hy het uitgegaan om Christene te laat doodmaak. En hy ontmoet vir Jesus op die pad na Damaskus. En hy word gevul met die Gees. Dit staan in Handelinge 9, jy kan dit gaan lees. En wat doen Paulus? Hy begin in die sinagoges te preek, dat Jesus is die Seun van God. 'n Man wat net 'n paar dae terug die Christene vervolg het. Jy sien die Heilige Gees, hy roer nie net emosies nie, hy verander lewens. Waar hy is, vind transformasie plaas. Miskien moet ons elkeen van onsself die vraag vra vandag, hoe is die Heilige Gees sigbaar in my en jou lewe? 4de punt, die krag wat die disippels ontvang het, was nie net bedoel vir die disippels nie, maar vir die kerk van Jesus Christus. Want ou lees baie keer uit daai skrifgie en dan dink jy, wow, Pinksterdag 1 keer 'n jaar, die disippels het die krag ontvang en ons vergeet dat daai selfde krag is bedoel vir my en vir jou. Handelinge 2, net nadat Petrus gevul is met die Heilige Gees, het hy aan die omstanders gesê om hulle te bekeer en te laat doop en hulle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En dan gaan hy verder, luister gou, vers 39, het gaan nie op die skerm wees nie. Petrus sê verder, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe roep. Die belofte wat die Vader gesê het, ek sal iemand anders in my plek stuur, is van toepassing op julle
en julle kinders en alle geslagte om te kom. Pinkster, die uitstorting van God se gees op die gelowiges, was nie net 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dit is 'n voortdurende werklikheid. En dit gaan vandag voort en dit is bedoel vir alle geslagte. Want dieselfde gees wat in die boefretrek op die disippels neergekom het, is vandag nog steeds werksaam in ons lewens. Die vuur het nog nie uitgebrand nie. Die missie is nie klaar nie. Die kerk is nie magteloos nie en ons word nog steeds geroep om getuies te wees. As jy vanoggend 'n soeklig op jou eie lewe moet plaas, dan sal jy dalk moet erken dat jy met dit wat ek vanoggend gesê het in ag geneem, miskien aan 3 verskillende kriteria sal voldoen in jou geestelike lewe. Nommer 1 sal jy dalk sê dat jy is waarlik 'n kind van die Here, jy kan getuig dat jy kind van God is, jy is wedergebore en jy word gelei deur die Heilige Gees, jy laat toe dat die Gees jou lei, want onthou, jy moet die Gees toelaat om jou te laat lei. Dit beteken jy moet jou hele lewe onvoorwaardelik aan Jesus toewy. Of tweedens, sê jy miskien, ja, ek kan bely dat ek werklik 'n kind van God is, maar ek moet erken dat daar dinge in my lewe is wat nog nie heeltemal reg is nie. Ek het nog nie ten volle oorgegee nie. En julle weet, ek gebruik altyd die voorbeeld van die 6 kamers in die huis, maar jy hou 2 sleutels terug. En jy sê, daar is dinge in jou lewe wat jy nog nie vir die Here Jesus gegee het nie. Met ander woorde, die krag van die Heilige Gees kan nie tot sy volheid kom in jou lewe nie, want jy het nog nie onvoorwaardelik oorgegee aan hom nie. En dan kan 3 redes wees daarvoor, 4. Onthou gou, dink gou terug aan die disippels in die boefretrek. Die woord sê, daar was 'n wagperiode. Nou, om die krag van die Heilige Gees in jou lewe te ervaar, is nie maklik nie. Daar's 'n wagperiode. Jy gaan moet tyd deurbring in die teenwoordigheid van God. Ek wil hier gou insink, jy moet gaan tyd deurbring in die teenwoordigheid van God. Jy moet gaan wag en stil raak in die teenwoordigheid van die Here. Dis nie sommer net Here gee my u gees nie. It takes effort. Nommer 2, daar moet 'n verwagting wees. En ek het nou gesê, ek dink toe die disippels gehoor het, Jesus beloof vir hulle dat hy iemand gaan stuur, het daar by hulle verwagting gekom, sommer onmiddellik, want as Jesus gesê het hy gaan dit doen, dan gaan hy dit doen. In my en jou se harte moet daar ook 'n verwagting wees dat die Here Jesus het gesê, dat hy sal doen wat hy gesê het. En derde punt, baie belangrike punt, hulle was eendragtig saam. Dit beteken dat daar was eenheid tussen die disippels gewees. Jy sien, die Here kan nie sy seun gebied waar daar oneenigheid is nie. En ek praat van eenheid in jou huis, ek praat van eenheid by die werk, ek praat van eenheid in jou persoonlike lewe, jou geestelike lewe, eenheid. Die Here Jesus kan nie sy seun gebied waar daar nie eenheid is nie. En dan nommer 4, die disippels was uitverkoop aan die missie. Hulle het geweet wat vir hulle voorlê. Hulle het miskien nie besef op daai stadium die verskriklike wrede dode wat hulle sou sterf nie, maar hulle het geweet dat daar 'n groot roeping op hulle wag om die kerk van Jesus op aarde te vestig en hulle was bereid om dit te doen. Hulle was bereid om die hele pad deur to go the extra mile. En dan die 3 verskillende scenario's, miskien herken jy vanoggend ook dat jy nog nooit vir Jesus koning van jou lewe gemaak het nie. Miskien het jy al gedink daaraan, maar gesê jy sal dit later doen. En jy het nog nooit jou lewe ten volle aan hom oorgegee nie. Luister na Jesus se woorde aan sy disippels in Johannes 14. En ek sal die Vader, verse 16 en 17, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. En hier kom die ding. Die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, sê Jesus, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die wêreld kan nie die Heilige Gees ontvang nie. Die wêreld kan nie die krag van die Heilige Gees ontvang nie. Die enigste persoon wat die Heilige Gees kan ontvang is iemand wat werklik wedergebore is
en sy lewe aan die Here Jesus toegewy het. Pinkster roep ons om op te staan. Nie in ons eie krag nie, maar deur die krag van die Heilige Gees in ons. Dis 'n oproep tot vrymoedigheid, gehoorsaamheid en doelgerigtheid. En wat is ons doel nou weer? Om te getuig en om disippels te maak. Ek dink die wêreld het nou meer 'n geesvervulde kerk nodig as nog ooit tevore. Sê julle met my saam. Kyk hoe stikkend is die wêreld. Kyk wat gaan alles aan in die wêreld. Kyk wat word deesdae aanvaar as dit gaan deur wat 10, 15, 20 jaar heeltemal taboe sou gewees het. Die wêreld het nou meer as ooit 'n kerk nodig wat deur die Gees van God gelei word. Nie 'n dooie kerkie. So laat ons opstaan, bemagtig vir 'n doel, brandend van passie vir die kommissie wat die Here Jesus in elkeen van ons geplaas het. So vandag daag ek jou uit, moenie tevrede wees met 'n geloof sonder vuur nie. Moenie dien sonder krag van die Heilige Gees nie, want jy sal in elk geval dit nie kan doen nie. Moenie getuig sonder vrymoedigheid van bo nie. Ek wil jou met hierdie laaste 3 puntjies gou bemoedig. Jy's nie magteloos nie, jy's gevul met die krag van die Heilige Gees. Jy's nie doelloos nie, die Here Jesus het vir ons 'n doel gegee. Wees my getuies, gaan uit en getuig. Jy's nie alleen nie, dieselfde Gees wat vir Jesus uit die dood opgewek het, woon ook in jou. So Pinkster is 'n verklaring dat die kerk lewe en dat die vuur nog val en dat die wêreld nog getransformeer kan word. Onthou, dink gou aan 'n getuie. Dink gou in terme van 'n hofsaak. Wat is 'n getuie? Iemand wat geroep word om te kom getuig oor wat hy gehoor en gesien het. En Jesus het gesê vir sy disippels, gaan die wêreld in en gaan vertel vir die wêreld wat julle gehoor en wat julle gesien het. En nou kan jy miskien sê, maar ons het nie die Here Jesus gesien nie, nee ons het nie. Maar ons het sy woord en sy woord is hy self. En ons kan ook sien en ervaar wat hy in ons eie lewens gedoen het. Wat wil jy meer hê as 'n getuienis is dit? So Jesus sê ook vandag aan ons, gaan getuig oor wat die Here Jesus in jou lewe gedoen het. Gaan vertel vir ander hoe hy jou lewe getransformeer het. Mag hierdie woord werklik vir elkeen van julle bemoedig vandag om miskien net te besef dat daar is soveel meer. Soveel meer. Ons moenie middelmatige, ek wil amper sê powerless, as ek die Engelse woord kan gebruik, kinders van die Here wees nie. Die krag van die Here Jesus is daar. Nie een keer 'n jaar nie, maar elke dag om ons te vervul, sodat ons dit kan doen waarvoor hy ons geroep het. Lisa, julle kan vorentoe kom. Ek wil ook vir die spanne wat die nagmaal gaan uitdeel, julle kan ook klaarmaak en vorentoe kom. Wat die nagmaal vir my baie spesiaal maak, is die feit dat dit deur die Here Jesus Christus self ingestel is. Dis hoekom dit 'n sakrament is. Die sakrament van die heilige nagmaal. En daarvan getuig Paulus so mooi in 1 Korintiërs 11 en hy beskryf hoe Jesus daai laaste aand wat hulle saam was, die brood en die wyn aan sy disippels bedien het en dan ook vir hulle opdrag gegee het om elke keer wanneer hulle dit gebruik aan hom te dink, tot sy gedagtenis. En ek wil 5 redes met jou deel oor hoekom die gebruik van die nagmaal vir my en vir jou as gelowiges so belangrik is. En die eerste ene is die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Nou ons almal weet dat die nagmaal is ook 'n verbondsmaaltyd, maar dit herinner ons ook aan dit wat die Here Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het, waar hy sy lewe opgeoffer het, sy liggaam vir ons uitmekaar geskeur is, sy bloed vir ons gestort is. En Jesus self het toe die nagmaal ingestel het gesê, dit is my liggaam.
dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Dan in die tweede plek is die nagmaal ook 'n waarborg, want wanneer ons aansit by die tafel van die Here, bevestig Jesus sy ewige verbond aan ons. Hy self het gesê, dit is my liggaam en dit is my bloed. In die derde plek, die nagmaal dien as gemeenskap aan sy liggaam, maar ook met ander gelowiges. Wanneer ons die brood eet en die wyn of die sap drink, dan herinner dit ons dat Christus sy liggaam, die brood en sy bloed, die wyn of die sap gegee het, sodat elkeen wat hom aanneem, kinders van God genoem kan word. Dis 'n fees wat ons saam met ander gelowiges vier, juis sodat ons kan onthou dat Jesus ons almal liefhet en dat ons mekaar ook so moet lief hê. En dan die nagmaal verkondig 'n toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is en met die gebruik kyk ons terug, kyk ons vooruit na die wederkoms en sien ons uit na die dag wanneer Christus in heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. En dan in die laaste plek is die nagmaal 'n fees van vreugde, 'n vreugdefees. En dit klink na 'n somber geleentheid, maar alhoewel ons die nagmaal met gewyde erns vier, is dit 'n vreugdefees as ons dink dat die Here Jesus het sy lewe vir my en vir jou opgeoffer. Jesaja sê so mooi, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en daarin kan ons bly wees vandag. So ek wil vir die span vra om die brood en die wyn en die sap vir my te bedien. Neem net gou kennis, die wyn is in die middel van die houertjies daar, en die sap is op die buitekante. Neem net kennis daarvan. Dankie, julle kan so lank uitdeel. Ek wil ook net bysê, wanneer jy die sap of die wyn en die brood gekry het, hou dit net gou vas. Ek wil net gou so 2 of 3 skriffies met jou lees, dan gaan ons dit almal saam gebruik. Ek gaan so lank aan, ek dink almal is nou gehelp. Die nagmaal word in alle evangelies beskryf, maar die skrifgedeelte wat die meeste gebruik word, is 1 Korintiërs 11 vers 23 en 9 tot 29. En dis natuurlik die apostel Paulus wat aan die woord is, en hy sê in vers 23, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my nagedagtenis. En die brood verteenwoordig natuurlik die liggaam van ons Here Jesus Christus. Vers 25, net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Kom ons gebruik die teken saam. Ek wil net vir julle vra, as julle klaar die tekens gebruik het, om net die leë houertjies na die middelpaadjies toe te stuur. Daar gaan mense wees wat dit by julle gaan ontvang. Baie dankie.
Lisa, ek dink ons het nog tyd. Kom ons staan, dan sing ons 'n slotlied gou saam en daarna sal ek die seën van die Here wil Here uitspreek. Kom ons staan en ons sing lekker saam. Gees van die waarheid, Gees van die waarheid. Die woorde sal op die skerm wees. Gees van die waarheid, kom woon hier in my. Maak my gehoorsaam, getrou aan u woord. Gees van die lewe, kom maak my weer nuut. Rig my gedagtes en denke na bo. Gee my die klop van die Vader se hart. Leer my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand. Hou my vir altyd by hom. Gees van die waarheid, gee krag vir die kind. Maak my getuie in liefde en hoop. Gees van vernuwing, bewoon my vandag. Stort al die gawes opnuut in my hart. Gee my die klop van die Vader se hart. Leer my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hart. Hou my vir altyd by hom. Gee my die klop van die Vader se hart. Leer my die klank van sy stem. Bring my tot rus in die Vader se hand. Hou my vir altyd by hom. Gees van die waarheid, kom woon hier in ons. Here, dit is, soos ek al voorheen gesê het, vroeër vandag, werklik my enigste gebed vandag, dat u sal inwonend wees in elke persoon hier, sodat hulle dag tot dag vervul sal word met die gees van die waarheid. Here, dankie dat ons rondom u tafel kon gesit het. Dankie vir die tekens. Dankie vir u liggaam wat vir ons verbrysel is, u bloed wat vir ons gestort is. Dankie, Here, dat die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op u gewees. Mag u met elke persoon gaan vandag in die aanloop tot Pinksterdag, dat die gees van die waarheid, die gees van God in elkeen 'n werklikheid sal word. Dat hulle bemagtig sal word vir die taak waarvoor u ons geroep het. Gemeente, nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met hulle elkeen wees. Amen.